Goeiedag. In hierdie video gaan ons twee driehoeke gelykvormig bewys en dan gaan ons nog iets doen. Dit hoort in graad 9 tot 12. Hier is hoe die oorspronklike vraag lyk. Dat hier vir ons 'n driehoek en nog 'n driehoek en nog 'n driehoek gegee. Hulle sê vir ons langs die kant hier, hoek QPR is 90 grade, QPR, so as 90 grade in die hoek, dan sê hulle PT is loodreg op QR. Hierdie ou kom 90 grade in daaronder. Dan vra hulle vir ons om te bewys, driehoek PQT is gelykvormig aan driehoek RQP. Nou is daar twee maniere om te bewys dat twee driehoeke gelykvormig is. Ons het op 'n vorige video vir jou geleer, ons noem die twee gevalle van gelykvormigheid by driehoeke. As die ooreenkomstige hoeke gelyk is, dan sal hulle gelykvormig wees, of as die ooreenkomstige sye in verhouding is, sal hulle gelykvormig wees. Ons gaan werk met die ooreenkomstige hoeke gelyk, want hulle het nie vir ons lengtes van sye gegee nie. Nou ietsie wat baie lekker is, indien hulle vir my vra om twee driehoeke gelykvormig te bewys, dan gaan daai hoek P en R ewe groot wees, die Q en die Q gaan ewe groot wees, en die T en die P gaan ewe groot wees. Ek kan dit nie sommer net sê nie, so ek moet 'n rede gaan kry, en dan sal hulle gelykvormig wees. Ons begin skryf in driehoek PQT en driehoek RQP, net soos hulle dit vir ons gegee het. So in die rooi driehoekie en die pers driehoek is hoek Q gelyk aan hoek Q. Albei die driehoeke gebruik daai hoek. Dit is gemeenskaplik. Volgende skryf ons, hoek T1 is gelyk aan hoek P, is gelyk aan 90 grade, dit is vir ons gegee. En laastens sê ons, hoek P is gelyk aan hoek R, dis jou derde hoek van die binnehoeke van 'n driehoek, so daai rooi kolletjie en daai perse gaan dieselfde wees. Hierdie weet ons nie is ewe groot nie, maar omdat dit die laaste hoek van die driehoek is hy ook ewe groot. Nou skryf ons net, driehoek PQT is gelykvormig aan driehoek RQP, en jou rede is hierdie keer hoek, 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 die ooreenkomstige hoeke is gelyk. Stop asseblief die video en kyk of jy verstaan wat hier gebeur het. Aan die begin het ek gesê ons gaan nog ietsie doen, nadat ons die twee driehoeke gelykvormig bewys het. So nou het ons die twee driehoeke gelykvormig bewys. Nou vra hulle bereken PQ as QT 4 is, ek het die 4 daar vir ons gaan inskryf, en TR 12 is. Maar as daai en 4 en daai en 12 is, gaan daai hele een daar ook 16 wees. Nou, wanneer so 'n vraag opduik, dan vat jy daai twee driehoeke wat hulle vir jou gegee het en skryf die volgende verhoudings neer. Jy skryf daai eerste twee letters bo op die volgende twee letters, die QT die volgende twee bo op die QP, die PT die buitenste twee bo op die buitenste twee. Jy skryf dit net neer en jy mag dit doen want as gevolg van die gelykvormigheid. So ons het die PQ op die RQ geskryf, die QT bo op die QP en die PT op die RP as gevolg van gelykvormigheid. Dan vul ek net die getalle in hier van die prentjie af. PQ weet ons nie, dan hou ons hom net. RQ weet ons nou daar is 16. QT weet ons daar is 4. QP weet ons nie, ons hou hom net QP. PT weet ons nie wat dit is nie, ons hou hom PT. En die RP weet ons nie wat dit is nie, so ons hou hom net RP. Dan kan ons sien, hierdie twee het ons nie informasie nie, dan trek ons hom dood, dan werk ons net met daai twee. Dan, omdat dit is gelyk aan met breuke is, maal ons met die KGV wat PQ 16 is, baie mense noem dit ons maal oor kruis, so. Dan kry jy PQ kwadraat is 64, gebruik jou sakrekenaar met 4 maal 16, dan trek jy net 'n vierkantswortel aan albei kante en dan kry jy PQ is gelyk aan 8, want 8 maal 8 is ons 64. So PQ is 8. Stop asseblief die video en kyk of jy verstaan wat hier gebeur het. So eers moes ons gelykvormigheid bewys het en ons het hom met gelyke hoeke bewys en na die gelykvormigheid kan ons met hierdie verhoudings van die ander sye uitwerk. Dui asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien jy enige skoolwiskunde vraag het waarin jy vasloop en hom nie kan oplos nie, kan jy die probleem vir ons met 'n duidelike WhatsApp foto aanstuur na hierdie nommer toe, dan sal ons dit vir jou probeer oplos en so gou as moontlik verniet vir jou antwoord terugstuur. Geniet die wiskunde.